Voordat ons saam bid en saam lees, dan miskien ek so 'n bietjie agtergrond gee rondom vandag. Kyk, die meeste van ons is maar bekend met die kerklike jaar. Die kerklike jaar begin by die Adventstyd, wat ons nou so pas klaar gevier het. Die 4 Sondae voor Kersfees en dan ons Kersfees self, waar ons die geboorte van Jesus Christus vier. En dan kom ons later aan by die lydenstyd uit. Dit is die 7 weke voor Goeie Vrydag, wat ons dan dink aan die lyding van Christus. En die hoogtepunt is dan Goeie Vrydag self, en die Sondag daarna is dit Paasondag. En dan 40 dae na Paasondag kry ons die Hemelvaart, wat ons wat vroeër jare vakansiedag was, vandag nou nie meer 'n vakansiedag nie, maar ons het nog steeds die Hemelvaart wat ons vier. En dan 10 dae later het ons het ons Pinkster Sondag. Dit gaan dan oor die fees rondom die uitstorting van die Heilige Gees. Maar in die vroeë kerk was daar baie meer dae gewees wat gevier is. Hulle het byvoorbeeld 'n Sondag gehad wat hulle spesifiek gedink het aan die drie-eenheid. En daar's ook allerhande ander Sondae gewees wat gevier is so deur die loop van die jaar. Meeste daarvan vier ons nie eintlik regtig meer in ons eie kerk vandag nie. Maar dan is vandag wel 'n spesiale Sondag. Dit word wel baie dikwels nog so gevier. En dit is die Sondag van Epifanie. Nou Epifanie beteken 'n verskyning, en dit hou sterk verband met die viering van die koms van die wyse manne, wat by Jesus in die stal gekom het en hom hulde betoon het as koning. So dit hou daarmee verband. En Epifanie word gewoonlik op 6 Januarie gevier, maar in die kerk doen ons dit dan aan die Sondag wat die naaste aan 6 Januarie is. En vandag dan is die 4de Januarie wat ons dan nou eintlik die fees van Epifanie vier. So ons gaan so 'n paar gedeeltes saam lees uit die Bybel uit, 'n paar dele uit die Ou Testament, of 'n deel uit die Ou Testament, 'n paar dele uit die Nuwe Testament. En dan gaan ons 'n bietjie kyk na wat dit vir ons vandag beteken as ons ook die verskyning van die wyse manne wat aan Jesus verskyn het om hom te eer as koning. Nou kom ons bid net eers saam. Here, dankie dat ons hier aan die begin van 2026 ons vertroue in U kan kom verklaar. Vir baie van ons was 2025 'n moeilike jaar. Ons het deur allerhande swaar tye gegaan, baie van ons. In die wêreldgeskiedenis het ons gesien hoe dinge deurmekaar raak. En ons staan aan die begin van hierdie jaar ook in diep afhanklikheid voor U. En ons kom bid dat U vir ons sal help om voortdurend ons vertroue in U te stel. Ons verklaar dit dan ook so vandag, Here, dat ons in U wil vertrou, dat ons lief is vir U, en dat ons glo dat U elke dag, elke oomblik saam met ons die pad loop. En Here, op hierdie spesiale Sondag, die Sondag van Epifanie, wil ons kom bid dat ons ook iets meer sal verstaan rondom U koningskap en rondom U heerskappy in hierdie wêreld, maar bovenal ook in ons eie lewens. Ons bid dit in U naam. Amen. Kom ons lees eers daaruit Matteus hoofstuk 2. Ons het nou die dag ook aan 'n paar van hierdie verse aandag gegee, ons lees dit dan weer saam. Vers 1 tot 6. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom hewig ontstel. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord, in Bethlehem in Judea, want so is dit deur die profeet geskrywe,
En jy, Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voortkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. En dan vers 11, hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien, en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. Dan Matteus 6, vers 9 en 10. So moet julle bid, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. En dan gaan ons na die Ou Testament toe, Psalm 72, ons het nou die dag na Psalm 71 gekyk, vandag dan Psalm 72, ook net 'n klompie verse, wat ons daar gaan saam lees. Vers 1 van Salomo, leer tog die koning, o God, om te regeer volgens u wil. Leer die koning om die reg te handhaaf, soos u dit wil, sodat hy regverdige beslissings oor die volk sal vel en aan die verdruktes reg laat geskied. Laat berge en rande hulle verbly oor die vrede en reg vir die volk. Laat die koning die reg van die verdruktes onder die volk beskerm. Laat hy armes te hulp kom en verdrukkers verbrysel, sodat die mense u kan dien, solank as die son en die maan daar is, van geslag tot geslag. Mag die koning vir sy mense wees soos die reën vir die plante, soos swaar reëns wat die aarde deurdrink. Mag die reg onder sy regering floreer, en mag daar vir altyd groot voorspoed wees. Mag hy heers van see tot see, van die Eufraat af tot in verre lande. Mag die woestynbewoners voor hom kniel en sy vyande voor hom in die stof kruip. Mag die konings van Tarsus en die kuslande geskenke bring, die konings van Skeba en Seba aan hom belasting betaal. Mag alle konings voor hom buig en al die nasies hom dien. Hy sal die arme red wat om hulp roep, die verdrukte en die wat geen helper het nie. Hy sal hom oor die swakke en die behoeftige ontferm, die lewens van die arme mense beskerm. Hy sal hulle van onderdrukking en geweld bevry. Hulle lewens sal kosbaar wees in sy oë. En dan vers 18 en 19, geloof sy God die Here, die God van Israel, dit is net hy wat magtige dade doen. Mag sy verhewe naam vir altyd geloof word, mag die hele wêreld vol wees van sy majesteit. Amen. Ja, amen. Geliefdes, ek glo nie daar's enigiemand van ons wat nog nie iewers in ons lewe te doen gehad het met swak diens nie. Of dit nou is by die departement van binnelandse sake, as jy vir 'n ID-dokument of 'n paspoort moet gaan aansoek doen, of as jy dalk moet gaan aansoek doen vir jou voertuiglisensie by die lisensiekantoor, dalk by jou bank, dalk by jou selfoondiensverskaffer. Almal van ons sal een of ander storie hê van swak diens wat ons gekry het. En baie dikwels as ons reaksie, en ek weet dit is my reaksie, as ek met swak kliëntediens te doen kry, dan is my eerste reaksie om te sê, man, daai ou wat daai werk doen, behoort nie daar te wees nie. Hy is nie in staat om die werk te doen nie. Hy is iemand wat veronderstel is om hulp te gee, maar hy weet nie hoe om dit reg te kry nie. Die persoon, sou mens kon sê, is die amp nie waardig nie. Hulle moes nooit die werk gekry het nie. En ek dink dit is 'n algemene gevoel wat ons met mekaar deel, as jy te doen kry met swak diens. Nou Psalm 72 is 'n sogenaamde kroningspsalm. Dis 'n gebed vir 'n nuwe koning waarin daar gebid word dat hy volledig volgens God se wil sal regeer. Dat hy met ander woorde sy amp waardig sal wees. Nou wie hierdie koning is, na wie verwys word, kan ons nie met sekerheid sê nie. Daar is sommige wat beweer dat dit eintlik 'n psalm van Dawid is, wat hy geskryf het vir sy seun Salomo, toe hy koning moes geword het. Ander is van mening dat dit dalk 'n psalm is wat jaarliks voorgelees is aan die koning, om jaarliks vir die koning te herinner daaraan wat die Here van hom verwag as regeerder.
Dit maak nie regtig saak nie. Die presiese rede waarom die Psalm geskryf is nie so belangrik nie. Wat baie belangriker is die inhoud van hierdie Psalm en natuurlik dan wat hierdie Psalm ook vandag vir ons te sê het. Nou ons is in die kerk baie sensitief daarvoor om nie kerk en partypolitiek met mekaar te probeer vermeng nie. Maar in die ou Israel, daar het die twee baie nou saam met mekaar geloop. Politiek en godsdienst was eintlik in 'n groot mate een gewees. Inteendeel, die twee was so nou met mekaar verbind gewees, dat as hulle gepraat het van die regering van 'n koning, wat met ander woorde meer op 'n politieke terrein lê, dan het hulle onmiddellik gedink aan God wat hierdie koning aangestel het, en God wat eintlik deur hierdie koning moet regeer. So die koning is in 'n groot mate beskou as God se verteenwoordiger op aarde, en daarom is daar ook verwag dat die koning volledig sou regeer in ooreenstemming met God se wil. En die een ding, as ons hierdie gedeelte wat ons so saam gelees het, moontlik het dit julle opgeval terwyl ons dit gelees het, die een ding wat hier uitstaan waarvoor daar gebid word, is dat die koning van Israel God se geregtigheid op aarde sal openbaar. Die skrywer van hierdie Psalm 72, bid vir 'n koning wat God se heerskappy sal erken. Met ander woorde, 'n koning wat onderdanig sal wees aan God self, wat God se wil sal soek, wat God se wil sal doen op aarde, wat God onder die mense sal verteenwoordig, en wat volledig volgens God se wil sal optree onder hierdie mense. Hierdie koning, het ons gelees daar in Psalm 72, moes sorg dat God se geregtigheid, God se reg, dit wat reg is om gedoen te word, die regverdigheid van God, dat dit onder sy volk sal plaasvind. En geliefdes, ek kan dit nie sterk genoeg beklemtoon nie. Hoe wonderlik sou dit nie wees as ons in ons eie land so 'n leier sou gehad het nie. Een wat bereid is om te regeer in totale afhanklikheid van die almagtige God. Een wat by God hoor, wat moet ek doen, en dan daarvolgens besluite neem. En dit is miskien juis omdat die vereistes vir hierdie aardse koning wat ons hier in Psalm 72 gelees het, so byna bo-menslik is, dat hierdie Psalm deur die eeue eintlik gesien is, nie in die eerste plek dan as 'n gebed vir die huidige koning nie, maar dat dit ook gesien is as 'n vooruitstelling, vooruitsien na die Messias wat eendag sou kom, die hemelse koning, die een wie se geboorte ons nou so 'n paar dae terug gevier het op Kersdag. So Psalm 72 is so geïnterpreteer, ja natuurlik, vir die gewone koning, vir die gewone leiers van die volk, natuurlik ja, maar dan ook hierdie verwagting dat die Messias eendag in die toekoms sal kom. En nou is dit interessant om te sien, as ons kyk na die Messias, as ons kyk na koning Jesus wat aarde toe gekom het, om te sien hoe hy regeer het. In teenstelling met die aardse leiers van daai tyd en net so vandag ook, waar die konings en die presidente van lande, die eerste ministers, almal in pragt en praal leef. Kom ons by Jesus, en dan sien ons dat hierdie koning verrassend anders is as wat meeste aardse leiers is. Ons kry niks van daai pragt en praal by Jesus nie. Keer op keer word daar in die Matteus Evangelie gevra waar die koning van die Jode is. Juis omdat hy nie gelyk het en nie geleef het
soos wat 'n koning van daardie tyd sou gedoen het nie. Dit begin wanneer hierdie wyse manne by Herodes opdaag met die vraag, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? En dan daar groot gesukkel met rondvraery en met allerhande mense wat nader gebring word, gesê, weet julle iets van hierdie ding? Dan uiteindelik kom die antwoord in Bethlehem in Judea. En Bethlehem was een van die mees geringe stede in ou Israel. Beslis nie 'n plek waar mense verwag het om 'n koning te vind nie. Iemand het vir Jesus eendag beskryf as die koning incognito, die anonieme koning, die een wat jy glad nie herken as koning nie. Vanaf Jesus se geboorte tot met sy dood, is dit asof Jesus bereid is om die heeltyd op die agtergrond te wees. Hy word gebore in 'n stal, hy word groot in 'n timmerman se werkswinkel. Sy voorganger Johannes die Doper, wat vir Jesus die weg moes voorberei, sit naderhand in die tronk, en hy begin twyfel aan Jesus, hy begin twyfel of dit werklik die een is wat moes kom, en hy stuur van sy eie disippels na Jesus toe, en hulle kom met hom na hom toe met die vraag, is hy die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Waarop Jesus dan vir hom laat weet, as jy my soek, gaan soek my by die lammes, en by die melaatses, en by die dowes, en by die dooies, en by die armes. Dis asof Jesus wegkruip tussen die armes en die verworpenes van die samelewing. Dis waar Jesus homself tuisvind. Nie in 'n paleis nie omring met goud en allerhande ander diergoed nie, maar daar tussen die mense, tussen die verworpenes van die samelewing, daar vind Jesus sy tuiste. En as hy later Jerusalem binne gaan op die rug van 'n donkie, en hy daar gegroet word met mense met palmtakke en wat van hom uitroep, Hosanna, dan wil dit byna lyk asof die volk uiteindelik besef dat hierdie man werklik koning is. Asof hulle oë begin oopgaan het, die skille van hulle oë afgeval het, en hulle vir Jesus dan begin herken vir wie hy werklik is, dat hy 'n koning is. Maar baie vinnig verander daai lofprysinge in 'n vraag, wie is hierdie man? Wie is hierdie man? Niemand, lyk dit my, is in staat om vir Jesus te herken as koning nie. Hy is die anonieme koning. En uiteindelik is dit 'n heiden, 'n Romeinse soldaat, wat daar by die kruis besef wie Jesus werklik is. En dan verklaar hy, hierdie man was werklik die seun van God. 'n Heiden herken vir Jesus, terwyl Jesus se volksgenote hom nie herken vir wie hy is nie. Bietjie meer as 'n week gelede het ons die geboorte van hierdie koning gevier. Maar nou dat Kersfees verby is, begin mens al hoe meer wonder, waar is hierdie koning vandag? Ons sien hom nie raak nie. Nie as ons rondom ons kyk nie, nie as ons koerante lees of kyk na die nuus op televisie of op die radio luister nie, dan lyk dit asof hierdie koning iewers weggeraak het. Maar broer en suster, die vraag is eintlik dit, soek ons nie dalk vir Jesus op die verkeerde plek nie? Waar soek ons vir Jesus? Ons soek vir Jesus hier in die kerkgebou. Ons soek hom hier by die byna oorbekende Kersverhaal en die Kersliedere wat gesing word. Ons soek hom by 'n nagemaakte krib met 'n plastiekpop wat daar in die krib neergelê word. Ons sal soek hom onder 'n kersboom met 'n hoop geskenke wat daar
opgestapel lê. Ons gaan soek om in 'n winkel waar jingle bells uitgeblaar word oor die luidsprekers. En Matteus sê vir ons, julle soek hom by die verkeerde plek. Julle soek hom by die verkeerde adres. Gaan soek die koning by die armes en die verstotenis van die samelewing. Dis waar julle hom sal vind. En die koning van Psalm 72 in vers 12 tot 14 het dieselfde adres as die koning van wie ons in Matteus lees. Hy sal behoeftiges wat om hulp roep uitred, ook magteloses en mense wat nie helpers het nie. Hy sal deernis hê met hulpeloses en behoeftiges. Die lewens van behoeftiges sal hy bevry. Van onderdrukking en geweld sal hy hulle lewe vrykoop. Hulle bloed sal kosbaar wees in sy oë. En wat Psalm 72 vir ons sê is, dit is hoe 'n koning moet regeer. Dit is 'n koning wat regeer volgens die wil van God. Nie een wat gesteld is op sy geld en sy inkomste en sy salaris en sy voertuie en sy paleise waarin hy woon nie. Maar een wat omgee vir mense. Een wat omgee vir die hulpeloses en vir die behoeftiges. Een wat nie onderdrukking en geweld voorstaan nie, maar wat juis mense vrykoop daarvan. Want dit is hoe 'n koning moet regeer. En Psalm 72 praat dan nie net oor die koning nie, maar hy wil ook vir ons sê, maar as dit julle koning is, dan moet julle hom navolg in hierdie lewenswyse. Psalm 72 is nogal sterk uitgesproke daarteen, dat die volgelinge dieselfde tipe gesindheid moet hê as wat die koning ook gehad het. Die verdrukkers moet verbruisel word, sê vers 4. Dis 'n sterk aanklag teen mense wat onder beheer is van hierdie koning wat reg regeer, hierdie koning wat staan aan die kant van geregtigheid, en mense wat dan anders te optree as wat hierdie koning optree. En as dit waar is vir die koning van die Ou Testament in Psalm 72, dan is dit nog meer waar vir koning Jesus. Vir ons wat bely dat ons vir Jesus Christus navolg. Kersfees het baie min te doen met liggies en kersbome en uitverkopings in winkels, al die tipe dinge wat ons maar die hele tyd van hoor en van lees rondom Kersfees. Ons vier Kersfees omdat ons sê, ons vereenselwig ons met koning Jesus wat daar in Bethlehem gebore is. 'n Anonieme koning onder 'n anonieme volk. Ons vereenselwig ons met hom en ons leef volgens wat hy vir ons sê om te leef. God se koninkryk. Ons het so 2 Sondae terug juist gepraat oor, ons het gesê, God se koninkryk is eintlik een en dieselfde as om te praat van God se heerskappy. Gaan oor daar waar God teenwoordig is op aarde. God se koninkryk, God se heerskappy breek deur op aarde. Baie dikwels nie op die plekke waarom ons sou dink dit moet gebeur nie. Maar juist daar waar ons dit nie verwag nie. Waar ons nie God se koninkryk soek nie. Die hemelse koning laat sy koninkryk aanbreek onder diegene wat baie dikwels anoniem is in die samelewing. Kyk maar in Lukas 1, Maria se loflied, hoe bewoord sy dit daar? Sy sê, hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig. Hoogmoediges in hulle eie waan het hy uitmekaar gejaag. Maghebbers het hy van trone afgeruk en geringes verhoog. Behoeftiges het hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leë hande weggestuur.
En ons hoor dit ook in Jesus se intreepreek in Lukas 4, as hy verklaar, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating van gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Jesus regeer op 'n totaal teenoorgestelde manier van hoe ons sou dink dit moes gebeur. By Jesus het alles mos kom omkeer. Die eerste sal laaste wees, het hy gesê, en wie laaste sal eerste word. Wie agter in die tou staan, sal voor in die tou kom. En wie voor in die tou gestaan het, sal agter beland. Mense wat normaalweg op aarde eer ontvang, is in God se oë nie noodwendig eerwaardig nie. God doen dinge op 'n ander manier. God se koninkryk, God se heerskappy bestaan uit mense, allerhande mense. Dit bestaan uit leraars en onderwysers en ekonome en verpleegsters en dokters. Dit bestaan uit sakemanne en vroue. Dit bestaan uit polisiemanne en polisievroue. Dit bestaan uit konstruksiewerkers en dit bestaan uit tegnisie. En iewers is ek en jy ook daar in God se koninkryk. Want ons vorm deel daarvan. Ons is deel van hierdie plek waar God in beheer is. Soos wat daar in die Ou Testament verwag is, dat die volk die koning se leiding sou volg, dat hulle die koning se voorbeeld sou volg, verwag God dit van ons. As koning Jesus dan gekom het om vir ons te wys hoe om te lewe, as hy vir ons die pad aangedui het, die roete aangedui het, en as ons sê, maar dit is ons koning daai, dan verwag hy van ons om hom na te volg, om op te tree soos wat hy sou opgetree het. Soos wat die koning van die Ou Testament van hom verwag is om in te tree namens die hulpbehoewendes, hulle wat geen stem meer het nie, so kom Jesus en hy kom doen dieselfde. En dan, as ons bely dat ons navolgers is van hierdie koning, dan is die verwagting dat ons dieselfde as hy sal doen. Ek dink nie daar is 'n belangriker gebed wat ons op hierdie stadium vir ons eie land, maar ook vir die wêreld kan bid, as juis dat die koninkryk van God sal kom nie. So het Jesus ons leer bid in die Onse Vader gebed. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. En dit is 'n gebed dat die heerskappy van God al hoe meer en meer sigbaar sal word op aarde, dat al hoe meer sal deurbreek in hierdie wêreld waarin ons woon. Dat mense vir God sal begin raak sien in ons wêreld. Maar geliefdes, dis ook nie 'n gebed wat jy kan bid en dan sorgeloos opstaan van jou knieë af en in die bed klim en rustig gaan slaap nie. Want daarvoor is Jesus se vermaaning in Matteus 6:33 eenvoudig te duidelik. Beywer julle allereerst vir die koninkryk van God en sy geregtigheid. Werk daarvoor, beywer julle daarvoor. Doen alles in julle vermoë dat God se koninkryk, God se heerskappy hier op aarde sigbaar sal word. En dat God se geregtigheid, God se reg op aarde sal geskied. En natuurlik weet ons vandag dat dit nie die armes en die behoeftiges is
wat verontreg word in die wêreld nie. Misdaad het gemaak dat baie ander mense ook maar op een of ander manier verontreg word. Ons het juis Vrydag gehoor van Martin Dickinson se oom en tannie daar in Botswana wat tydens 'n rooftog baie erg beseer is, aangerand is. Dit gebeur met enige iemand. Diskriminasie onder die dekmantel van regstellende aksie het gemaak dat 'n klomp mense verontreg word. Mense wat werk soek en wat nie werk kry nie. Dis alles deel van onreg wat plaasvind. Korrupsie, waar die rykstes besig is om net meer en meer vir hulle self te verkry, terwyl die armes al hoe meer en meer verarm. Dis goed waarteen ons moet veg. As ons vir koning Jesus as ons voorbeeld het, wat opgestaan het vir regverdigheid en vir reg, dan moet ons daarteen opstaan as sulke dinge gebeur. Ons moet daarteen praat. As ons bid dat God se koninkryk sal kom, dan wil ons hê dat dit op elke plek in die samelewing sal gebeur. Enige plek waar onreg plaasvind, is nie deel van God se plan nie. Enige plek waar God se heerskappy ontken word, daar moet ons inkom en sê, maar dit is wat die Here wil hê, hier moet gebeur. En juist daarom bid ons, dat God se koninkryk en God se geregtigheid al hoe meer sigbaar sal word in ons wêreld. En dit plaas natuurlik ook 'n verantwoordelikheid op ons skouers. 'n Verantwoordelikheid om so op te tree dat mense nie verontreg word nie. As ons bid dat die Here as koning erken sal word, dan begin dit by my en by jou. Hoe tree ek op in my daaglikse lewe? Is ek regverdig in die manier wat ek optree? Is ek 'n verteenwoordiger van God se geregtigheid in die manier wat ek van dag tot dag leef? Kan mense in die manier wat ek optree my koning raak sien in my lewe? God se koninkryk het aangebreek met Jesus se geboorte, en daarom bid ons dat dit al hoe meer sigbaar sal word binne die wêreld waarin ons leef. Ook in die manier wat ons owerhede in ons land en die owerhede dwars oor die wêreld optree. Dat in die manier wat mense leef, God raak gesien kan word. Maar ons moet sorg dat ons dit uitleef. Die gebed vir die koning is 'n gebed om die sigbare heerskappy van God, om te sorg dat hy op 'n sigbare manier op aarde deur ons verteenwoordig kan word. En daarom sluit Psalm 72 af met 'n loflied aan God. Geloof sy God die Here, die God van Israel. Dit is net hy wat magtige dade doen. Mag sy verhewe naam vir altyd geloof word. Mag die hele wêreld vol wees van sy majesteit. Amen. Ja, amen. Met ons gebed vir die koms van God se koninkryk, bid ons dat God ons oë sal open om te sien hoe dat God op aarde wil regeer, om vir hom ruimte te skep dat hy op aarde kan regeer. En mag ek en jy in 2026 saamwerk met ons koning Jesus Christus, sodat sy heerskappy sigbaar sal word in ons wêreld. Amen. Here, ons staan aan die begin van 2026
En alreeds is dit so dat ons gekonfronteer is met 'n klomp onsekerhede in die wêreld. En ons gebed is dat u koninkryk hier op aarde gevestig sal word. Op elke plek op aarde. Here, maak vir ons getroue volgelinge van u. Dat ons leef soos wat ons koning Jesus geleef het op aarde. En maak ons getrou in ons toewyding aan u. En Here, as ons aan die einde van 2026 terugkyk, mag dit so wees dat ons sal kan raak sien dat die pad wat ons deur hierdie jaar geloop het, daar stukkies ligpunte was. Ligpunte waar Jesus Christus se heerskappy in my eie lewe en ook in die lewe van hulle met wie ek te doen gehad het, begin deurbreek het. Laat u koninkryk kom, Here. Laat u wil geskied. In Jesus se naam. Amen.